Miskien onthou jy nog die rolprent Castaway, en dis die een wat vrygestel is in die jaar 2000 met Tom Hanks in die hoofrol. En hy speel hy die rol van Chuck Noland wat vir FedEx werk. Noland se vliegtuig val en hy spoel ergens uit in die stille oseaan op 'n verlate eiland. En nou as jy die fliek gekyk het, dan sal jy weet wie Wilson is. En hy het hierdie diep gesprekke met Wilson. Jy weet, so in sy eensaamheid praat hy met Wilson, hy verklaar sy diepste geheime, en dis partykeer amper asof hy bid tot Wilson vir hulp en verleiding. En Wilson is 'n volleybal wat uitgespoel het. Baie keer, ek kry die idee dat mense bid, veral ongelowiges, hulle bid tot 'n God wat nie bestaan nie, 'n God wat hulle self uitgedink het, heeltemal 'n God van hulle eie verbeelding. Dis so goed asof hulle praat met 'n volleybal. Wanneer ons kom by die Bybel en ons kom by Psalms, dan kry ons ware gebede wat mense gebid het, baie keer Dawid, en dis die afgelope paar weke kyk ons dan nou na Dawid se gebede, daardie rou gebede uit sy hart uit, waar hy kom en net sy hart kom oopmaak teenoor die Here. As ons kom by Psalm 5, dis waar ek graag vandag wil stil staan vir 'n rukkie, dan kry ons 'n dieper dimensie in Dawid se gebedslewe. Dis vir ons duidelik dat hy in hierdie Psalm kom en hy's oorweldig. Vir hom gaan dit oor mense wat hom vyandig gesind is, mense wat hom te nakom, en hy's heeltemal oorweldig deur hierdie gevoel van weerloosheid, daardie hooploosheid. Nou vir ons is nie uitgespoel ergens op 'n eiland nie. Maar dit voel vir ons baie keer of ons situasie so is, dit is hooploos, ons is onseker wat om te doen, dis asof hier diep in ons 'n noodkreet is tot die Here. Here, u moet vir my help. Ek weet nie wat om te doen nie. Vandag praat ek oor hierdie onderwerp van ek weet nie wat om te doen nie. En dis wat ons vir die Here sê. Here, ek weet nie. Ek weet regtig nie wat om te doen nie. By Dawid kom sien ons wat doen hy, en ons kan leer wat om te bid wanneer ons regtig nie weet wat om te doen nie. Psalm 5. Ek gaan nie die hele Psalm nou lees nie, kom ons werk om so stuk vir stuk deur. Die eerste groot ding wat ons in hierdie Psalm sien is hy fokus op God se hulp. So kom ons lees Psalm 5. Hy bid daar met erns: O Here, luister tog na my gebed. Gee aandag aan my versigtiging. As ons nou die Hebreë sou ken, dan skets dit vir ons 'n baie treffende beeld as ons lees: Here, luister tog. Engelse vertalings gee vir ons: give ear to my words. En letterlik het dit die betekenis van: Here, maak u oor breër. Soos wanneer iemand nie lekker kan hoor nie, en hulle hand agter hulle oor, so hulle maak hulle oor breër sodat hulle beter kan hoor. En dis asof Dawid hier kom en sê: Here, ek het nodig dat u mooi sal luister na wat ek vir u sê. Dan kry ons daardie woorde ook: gee aandag, en dit het weer die betekenis van spits u ore. Jy dink aan 'n hond waar hy lê, dit lyk of hy slaap, en dan hoor hy 'n geluid ergens, en dan spits daardie ore. Dis asof Dawid vir die Here wil sê: Here, sal jy asseblief hoor wat ander mense nie kan hoor nie. Gee aandag aan my gebed. Vers 3. Luister tog na my geroep om hulp, my koning en my God, want dis tot u dat ek bid. Wat sê hierdie woorde? Weet, my koning en my God, dis tot u wat ek bid. Wat sê dit vir ons oor Dawid se verhouding met die Here? Het sê vir my, hy het met vrymoedigheid na die Here toe gegaan. God is nie vir hom 'n vreemdeling nie. En baie mense is so gestel daarop, weet ek moet absoluut korrek bid, anders gaan die Here nou nie my gebed antwoord nie. As jy in 'n persoonlike verhouding met die Here staan, dan weet jy een ding is, God hoor jou hart, nie net jou woorde nie. God hoor jou hart, en ja, Dawid kom en hier bid hy met woorde, maar hy sê ook soms, sug hy net voor die Here. Dink in 1983 Afrikaanse vertaling stel dit mooi: luister tog na my woorde, Here, hoor hoe ek sug. Ek het nie woorde nie, Here, ek kan maar net voor u sit en sug, maar my hart is bekend by u, my hart praat met u. God wil hê
dat ons sal bid. Weet, dis die wonder van die God wat ons aanbid. Hy wil hê ons nooi ons uit om te kom bid. Nou John Piper is seker een van die bekendste geestelike leiers in die westerse wêreld en hy skryf in The Pressures of God. Hy sê hy's die soort God wat behaag skep nie in die eise wat hy stel nie, maar in die behoeftes wat hy vervul. Piper sê gebed is vir hom 'n vreugde. Gebed is vir God 'n vreugde, want gebed wys hoe wyd ons armoede is en hoe ver die rykdom van sy genade strek. Hy sê gebed is die wonderlike transaksie wat die rykdom van God se glorie verheerlik. In ander woorde, God kry baie eer daaruit. En wat die behoefte van ons siele bevredig. Met ander woorde, ons baat ook daarbey. Dawid kom en hy roep uit, my God en my koning. Hy praat van my gebed, my versigtiging, my geroep na op, my koning, my God. Wat sê dit vir ons, al hierdie my's? Hy het 'n verhouding met God. Hy kom nie na God asof God 'n volleybal, 'n vreemdeling is nie. En hy is ook nie 'n vreemdeling vir God nie. Hy kom as iemand wat in 'n spesiale verhouding met God staan. Vers 4, Here, in die oggend sal u my stem hoor. Soggens bring ek my versoeke met verwagting na u toe. Hy sê hy bring sy versoeke. Die Hebreëse woord daarso vir bring is hy is regpak, soort van, weet byvoorbeeld wanneer die priester kom en hy gaan 'n offer bring, dan pak hy die houte reg. En Dawid kom as waar en hy sê, hy kom pak sy versoeke voor die Here uit. Hy bring dit vroeg in die oggend. Ek dink daar's ware in hom vroeg in die oggend, voor ons besig raak met die dag se gejaag. Eers net rustig te word voor die Here en te bid oor ons dag. Jy moenie eers jou dagboek en jou beplanne raadpleeg oor wat jy moet doen nie. Kom lê eers jou hele dag voor die Here en dan kan jy jou beplanning, jou dagboek, alles voor die Here kom lê. Dit soos die priester die hout uitlê, so lê jy dit wat jou verantwoordelikhede is, dit wat die eise van daardie dag is voor die Here, eerder as om net te wonder en bekommer oor al die goed wat gedoen moet word. Wanneer Dawid beangs is oor dinge, dan kom hy en hy bring dit na die Here toe. Dis hoe hy sy stres hanteer en ek kan nie dink dat daar 'n beter manier is vir ons ook om wanneer ons bekommerd is oor die dinge wat gebeur in ons lewe, om dit vir die Here te bring. Nou is baie interessant as ons kyk na die Here Jesus se gewoonte. Markus 1 vers 35, nog voor dagbreek die volgende oggend, het Jesus opgestaan en alleen op 'n stil plek gaan bid. Ek dink as dit vir die Here nodig was om eenkant te gaan op 'n stil plek te gaan bid, hoeveel te meer vir my en vir jou. En dan lees ons hier ook Dawid kom met 'n verwagting. Hy verwag 'n antwoord. Hy verwag dat die Here vir hom gaan help. Die woordjie daar weer wat gebruik word is wanneer 'n wag op die stadsmuur staan, sy werk is om te kyk of die vyand eers besig is om te probeer om in die stad te kom. Hy kyk die hele tyd, hy waak die hele tyd. Hy wag vir daardie oomblik wanneer die vyand kom. Dawid het daardie gesindheid wanneer hy bid, dan verwag hy dat die Here gaan kom en die Here gaan 'n antwoord gee, dat die Here 'n verskil gaan maak. Hy praat met die Here en hy praat met sekerheid dat die Here hom hoor en dat die Here gaan antwoord. So die een groot les wat ons leer hierso uit Dawid se ervaring as hy bid, is hy fokus op God se hulp. In die tweede plek, hy fokus op God se karakter, op wie God is. Lees gou saam met daar vers 5. O God, u verdra geen boosheid nie, en sonde vind by u geen tuiste nie. Verwaandes kan nie voor u kom nie, u haat almal wat kwaad bewerk. U vernietig hulle wat leuns vertel. Die Here verafskie moordenaars en bedrieërs. Hy kom en dan deel hy met die Here dit wat in sy hart leef. En dit klink miskien vir ons met ons Nuwe Testamentiese ore van wees lief vir ons vyande, bid vir ons vyande, seën ons vyande, baie vreemd, maar wat Dawid hier vir ons die model is hy kom en hy deel met die Here, dis hoe ek voel oor die goed wat besig is om te gebeur, en
God wil weet wat in ons hart is. God wil hê ons moet deur hierdie dinge werk, deur hierdie emosies werk, deur die swaar kry werk in sy teenwoordigheid. Terwyl ons met God praat daaroor, kry ons duidelikheid oor wat aan die gang is. Nou Dawid doen dit vir 'n paar oomblikke en weet jy dan is dit asof hy sy fokus heeltemal wegvat van al die dinge wat vir hom bekommer en hy fokus op God. Hy kom en hy sê so mooi daar vers 8, maar ek kan u huis binne gaan. Sê ek kan bid, al hierdie goed gebeur in my lewe. Want daai goed definieer nie my lewe nie. Hy sê wat ek doen, ek kan gaan bid, ek kan in die teenwoordigheid kom. En dan kom hy en hy sê op grond van, nou wil ek net eers daar so effens 'n gapentjie los. Mense kon verwag dat hy vir die Here sê, Here, ek kan gaan bid en in die teenwoordigheid kom op grond daarvan dat ek self so 'n goeie mens is en so hard werk om u eer eerste te stel en ek wil koning wees wat regtig waar die Here eer. Hy kon so baie dinge gesê het, maar hy doen dit nie. Hy sê ek kan die huis binne gaan op grond van u troue liefde. Dis die ding wat ons hier moet snap. Dit gaan nie oor Dawid wat so goed is en daarom kan hy gaan bid nie. Dit gaan oor Dawid wat weet, Here, ek het u liefde nodig. Nou gebruik hy daardie woordjie in Hebreëus geset, en ou Afrikaanse vertaling praat van goeie tierenheid. Dit kan vertaal word met getroue liefde, God se steadfast love, God se liefde wat nooit vergaan nie, God wat lief is vir mense omdat hy homself verbind aan hulle, daardie ryk woord. En hy sê die enigste rede hoekom ek die Here kan vertrou is God se karakter, en God is 'n God wat beloftes maak, sy beloftes nakom. God is 'n God wat kom sê hy's lief vir ons en dit kom bewys. En dis God se liefde, God se goedheid, God se getrouheid, God se genade, al hierdie mooi kenmerke van God wat Dawid ken en wat ons ken. Hy sê ons op grond daarvan dat ons gaan bid. Nie almal doen dit nie, nie almal kan dit doen nie. Flannery O'Connor was 'n bekende kortverhaalskrywer en sy skryf byvoorbeeld in haar verhaal Wise Blood, die storie van Hazel Mout. Nou in die storie lees ons van Hazel as 'n jong tienerseun en hy's by sy oupa. Nou die oupa, elke 4de Saterdag dan klim hy in sy Ford en dan ry hulle Eaststraat toe, waar ook al in Eaststraat was in hulle wêreld. En hy sê nog voor sy oupa uit die kar, uit daardie Ford geklim het, begin die oupa alkaar skreeu. En mense begin nader kom want hy's besig om te preek. Oupa sal byvoorbeeld op die neus van die Ford gaan staan en dan preek hy vir die mense en die mense kom, hulle drom saam. Later klim hy op die dak van die Ford en daar staan hy en hy preek vir die mense. Nou wil ek gou lees wat Flannery O'Connor nou vir ons vertel. Hy preek byvoorbeeld, they were like stones. He would shout. Aan die woorde, hierdie prediker, hierdie oupa sê, julle is 'n klomp klippe. But Jesus had died to redeem them. Jesus was so soul hungry that had died one death for all, but he would have died every soul's death for one. Did they understand that? Did they understand that for each stone soul he would have died 10 million deaths? Had his arms and legs stretched on the cross and nailed 10 million times for one of them? En dan sê die prediker, so vertel Flannery O'Connor nou in die storie, sy vinger wys na hy, sy kleinseun. Did they know that even for that boy there, for that mean, sinful, unthinking boy standing there with his dirty hands clenching and unclenching at his side, Jesus would die 10 million deaths before he would let him lose his soul. Ek kan my nie eers indink wat die jong Hazel moes gevoel het in daardie oomblikke nie. Maar dan lees ons, the boy didn't need to hear it. There was already a deep, black, wordless conviction in him that the way to avoid Jesus was to avoid sin. Hoor gou, the way to avoid Jesus was to avoid sin. Wat sy reaksie daai? Hy sê,
as ek nie sondig nie, dan het ek nie Jesus nodig nie. Ek kan goed wees. Ek kan goed wees sonder Jesus. Sonder 'n Jesus wat vir my sterf. En dis hoe baie godsdienstige mense dink. Ek werk hard om 'n goeie mens te wees. Ek het nie 'n verlosser nodig nie, want ek's 'n goeie mens. En Flannery O'Connor se storie gaan Hazel Motes, toe nou oorlog, toe nog baie godsdienstig. Maar die harde werklikheid van die oorlog, die verhard sy hart. En hy keer terug van die oorlog en dan lees ons hy beveg godsdiens met 'n passie. Nou ek veronderstel dis hierdie godsdiens wat Jesus Christus as verlosser verkondig. Hy gaan aan en hy begin sy eie kerk, the church without Christ. Ons baie mense soos Hazel Motes vandag. Wat geen dit vir 'n verlosser wat vir hulle sterf nie, want hulle is goeie mense en dis al wat saak maak. Miskien is dit hoe jy ook gevoel het tot nou toe. Weet jy leef mooi en daarom moet die Here jou aanvaar, nou en in die ewigheid. As jy kom in die oordeel, kan jy vir die Here sê, jy's so 'n goeie mens, jy het so hard gewerk, jy het soveel mooi dinge gedoen, en dan mis ons die evangelie wat sê, ons is almal sondaars, almal staan skuldig voor die Here, almal is verlore. Nou weet ek in die verlede, in die kerk, en ons kry dit baie in die literatuur, het die kerk die doem gepreek, die oordeel gepreek, en dit lyk my nooit by die evangelie uitgekom van Jesus wat vir ons sterf en 'n God van liefde nie. Dit was baie keer net die oordeel, net die wet, net jy skuldig voor die Here. Maar die ware goeie nuus, die evangelie is, ja, jy staan skuldig voor die Here, jy moet dit weet. En God het jou ontsettend lief en dis hoekom Jesus Christus vir jou gesterf het. Een ding wat ons nogal sien vandag ook is, veral by ongelowiges, is hulle groot beswaar teen Christene is dat Christene dink hulle is beter as ander, beter as die ongelowiges, en niks kan eintlik verder van die waarheid af wees nie. Ons weet net as kinders van die Here dat ons deur God se genade gered is. Dit is asof mense dit nie, of die wêreld dit nie kan snap nie. Nee, dit gaan nie oor ons goedheid nie. Ons probeer nie voorgee om beter as ander te wees nie. Ons het net geleer dat dit is deur die goedheid, die guns van die Here, dat ons kinders van God kan wees. Ek dink die Here Jesus het dit so duidelik gestel in Lukas 18, daar van vers 10 tot 14. Duideliker eintlik kan dit nie wees nie. Toe het Jesus hierdie gelykenis vertel met die oog op sommige mense wat oortuig is dat hulle saak voor God reg is, maar die ander mense verag het. Maar nou wil hulle mense wat glo hulle saak is reg, maar hulle kyk neer op ander mense. 2 mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself gebid. O God, ek is dankbaar teenoor U, dat ek nie soos die ander mense is nie, diewe, onregverdiges, ontuchtiges, of ook soos hierdie tollenaar. Ek vas 2 keer gedurende die week en ek gee 10de van alles wat ek verdien. Die tollenaar het op sy afstand bly staan en wou selfs nie na die hemel kyk nie. Hy het vol skuldbesef op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie man, eerder as die eerste, gaan huis toe as iemand wie se saak met God reg is. Elke wat homself verhef bo ander sal verneder word, maar hy wat homself nederig ag sal verhoog word. Dis daardie opregtheid, daardie nederigheid wat ons kry by Dawid, wat ons nodig het as ons kragtig wil bid. Ons geen verwantheid by Dawid nie. Hy sê net, in U heilige tempel sal ek met ontzag kom, met aanbidding kom, met 'n diepe besef van die heilige God wat ek dien en die grootheid van die Here en sy ontsettende liefde vir my. So wat leer ons oor gebed? Ons fokus op God se hulp. Tweede ding, ons fokus op God se karakter. Die derde ding wat ons sien net vlugtig en hy fokus op God se wil. Dawid kom na die Here met hierdie gesindheid van wat ook al vir U reg is, Here. Wat ook al vir U reg is, dit wil ek doen. Vers 9. Leer my tog wat reg is, Here. Vanweë my vyande en U pad maak dit voor my reguit.
In hierdie geval is die 1983 vertaling, die nuwe Afrikaanse vertaling vir my baie duideliker. Hy sê, omdat ek vyande het, Here, leer my tog wat reg is en help my om u wil te doen. Hy kom en erken, ek het die leiding van die Here nodig om hierdie lewe te lei tussen my vyande. Hulle hou hom fyn dop, hulle wil sien waar hulle hom kan benadeel, hulle wil sien hoe hulle hom kan beskinder en hom kan beswadder, hulle wil hom soveel as moontlik benadeel. Soos heerlik is, en miskien is dit jou belewenis ook, as daar soveel ander mense, wat maar eintlik in daardie kategorie val. Hulle is gedurig besig om te kyk, waar kan hulle die kind van God ondermyn? Dawid kom en hy sê, Here, ek het u wysheid nodig om in hierdie wêreld te leef. Jy het God se wysheid nodig wanneer jy werk toe gaan, om jou werk te doen tot eer van die Here. Jy het God se wysheid nodig in jou gesin, om die pa en die ma te wees, wat jy moet wees tot eer van die Here. Jy het die wysheid van die Here nodig in elke area van jou lewe. En as ons maar net kan kom met hierdie gesindheid, wat Dawid vir ons so duidelik hierso kom sê, en dis, Here, leer vir my wat ook al reg is in die oë, dis wat ek wil doen. Maak nie saak nie, Here, ek het wysheid nodig om te weet wat die beste is, en ek wil die beste doen. So die derde ding wat ons aan sien is, hy fokus op God se wil. Eerst is hy fokus op God se hulp, tweede, God se karakter, derde, op God se wil, en dan die vierde een is hy fokus op God se seën. Dawid bid met 'n verwagting dat die guns van die Here op sy lewe gaan rus. En my waarheid sê, stel dit duidelik op elkeen wat die Here gaan vertrou. Hy sê dan vers 12, laat almal wat by u skuil bly wees, laat hulle altyd juig, beskerm die wat die naam liefhet, sodat hulle oor u kan jubel. Klink dit vir jou of om in 'n verhouding met die Here te wees, hierdie droewige saak is wat jou ontneem van alle vreugde in die lewe, of presies die teenoorgestelde, laat almal wat by u skuil bly wees, laat hulle altyd juig, beskerm die wat u naam liefhet, sodat hulle oor u kan jubel, want u seën die vromes, Here, u genade beskerm hulle soos 'n skild. Weer hou ek van die 1983 vertaling, u laat dit goed gaan met die regverdige Here, u goedheid beskerm hom soos 'n skild. Nou daar's 'n paar kernwoorde net in hierdie een vers. Nou lê so 'n groot boodskap opgesluit in hierdie kernwoorde. So kom ek lig dit vinnig net uit. Hy gebruik die woord dat die Here se goedheid hom beskerm soos 'n skild. Nou die woord vir skild is nie net 'n ou klein dingetjie wat jy ronddra nie, dit is 'n groot langwerpige skild, vol lengte skild wat die hele liggaam beskerm. En hy kom daarmee as hy die woord gebruik en wil hy kom sê, Here, U beskerm ons is veilig agter U goedheid, Here. Ons is veilig agter U genade. Daar's geen aanslag teen my wat na my toe kan kom en my kan seermaak nie, want U skild beskerm my. As 'n ander woordjie wat in die ouer vertalings gebruik word, maar nie so duidelik is in sommige van die nuwe vertalings nie. In die ou Afrikaanse vertaling byvoorbeeld, want U seën die regverdige, o Here, U omring om met welbehae soos 'n skild. U omring hom. En daardie woordjie omring kan ook vertaal word met omsingel. Dit weet daardie betekenis van toevou. In Engels sou sê wrap around. Soos jy iemand met 'n kombers toevou wanneer dit koud is in die winter. So kom die Here en hy kom vou jou toe, sê die psalmis. Hy kom vou jou toe met sy goedheid. Ja, jou vyand kan dalk naby wees, God is nader. God is nader aan jou as wat die duiwel of die bose mag, enige van sy bose magte kan kom, enige vyand kan kom. God kom vou jou toe in sy beskerming, God kom vou jou toe in sy goedheid. Maar daar is nog 'n woordjie in die nuwe lewende vertaling wat nie ooreenstem met die letterlike nie. En dis byvoorbeeld in die ou Afrikaanse vertaling, die nuwe Afrikaanse vertaling praat van die regverdige. Nie soos die lewende nuwe vertaling die vroom is nie. Hy sê die regverdige enkelvoud. Jy sien God
seën, nie net mense in die meervoud nie, nie net 'n klomp mense nie. God seën die individu wat na hom in gebed kom met 'n opregte hart om hom te eer. En dis wat ek en jy moet weet. Die Here kom met hierdie en Dawid kom sê dat dis die belofte geloof wat ons vir onsself kan toeëien, dat die Here kom en hy beskerm ons soos 'n skild. Hy kom dek ons toe van alle kante. Dis asof hy ons in 'n beskermende kombers kom toewikkel sodat ons veilig is, na aan sy hart is, niks tussen ons en sy hart kan kom nie. En hierdie belofte is vir die individu, vir die persoon wat dit toeëien, wat na die Here toe kom en sê, Here, ek het U nodig in my lewe. Ek wil afsluit met die storie van Hans. Dit is 'n baie mooi storie wat die Duitse teoloog Helmut Thielicke vertel in sy autobiografie. Nou, Hans was een van sy klasmaats gewees. Hans was een van daardie kinders op skool wat amper nooit geleer het nie, maar altyd baie goed gedoen het. As daar in die klas 'n vraag gevra word, dan was Hans die eerste wat die antwoord geken het. Partykeer seker die enigste wat die antwoord geken het. Hans was nooit baie gewild by sy maats nie. Nou, een oggend lê hulle hom voor om hom te boelie. Hulle het besluit hulle gaan vir hom so seer slaan om een of ander rede. Net eintlik om hulle frustrasie te lig, omdat Hans eintlik altyd alles reg het. Altyd alles reg doen, seker, maar ek weet nie. Maar hulle hou nie van hom nie. Daardie oggend wat hulle nou vir hom lê en wag, stap Hans se pa saam met hom skool toe. Nou, Helmut en sy vriende hou hulle nou baie fyn dop. Hulle wag dat die pa nou omdraai en huis toe gaan. En dan voor hulle oë speel daar 'n prentjie af wat hulle glad nie verwag het en nie geweet het hoe om te hanteer nie. Hans se pa vryf liefdevol oor Hans se kop, vryf sy hare. Hans se pa vat sy vingers en hy streel oor Hans se wang. En dis duidelik dat tussen die twee van hulle 'n intense emosionele oomblik is, waar hulle nou moet totsiens sê. En dan draai Hans se pa weg en hy stap weg. Hulle draai weer om en hulle waai vir mekaar. En hierdie seuns wat van 'n afstand af kyk, het nooit daaroor gepraat nie, maar hulle diep in hulle hart geweet. 'n Kind wat 'n pa het wat so lief is vir hom. Ons kan nie aan daai kind raak nie. En hulle het nooit verder vir Hans geboelie nie. Kan ek vir jou sê, 'n kind wat 'n hemelse Vader het wat so lief is vir hom. Jy is veilig by hom. Jy is veilig by hom. En ons Vader het gekom en hy het nie net op ons koppe gevryf, hy het nie net deur ons hare gestreel, hy het nie net ons wang gestreel nie. Hy het sy liefde kom bewys. In Romeine 5:8 sê dit vir ons so mooi, God laat blyk sy liefde vir ons egter daarna dat Christus vir ons kom sterf het en spyte daarvan dat ons nog sondaars was. God het eens en vir altyd op Golgotha kom wys hoe lief hy vir ons is, en 'n God wat jou so lief het, sal jou nooit los. 'n God wat jou so lief het, jy kan na hom toe kom, jy kan bid, jy kan hom vertrou, jy kan verwag dat hy vir jou gaan help, jy kan leef met die seën van die Here. En dis my uitnodiging vir jou vandag, is om na hom toe te kom, miskien vir die eerste keer in jou lewe, te kom sê, Here, hierdie mens weet, ek's ver van U af. Niemand hoef my te oortuig van nie, ek weet dit, en die Gees in elk geval oortuig my daarvan. Maar hierdie mense het 'n begeerte, en dis om kind van God te wees, om na aan U te leef, om in 'n verhouding met U te wees. Ek wil ook die voorreg kan hê om te kan bid en weet, my God hoor my. Ek wil ook die voorreg hê om te kan weet, my God seën my. Ek wil die voorreg hê om deur hierdie lewe met vrymoedigheid te kan gaan, want my God, my persoonlike God, is met my. Miskien wil jy by vernuwing jouself kom verbind aan die Here. Ek wil graag vir ons 'n gebed doen vir myself en vir jou, en miskien enigiemand anders wat dalk vir die eerste keer of by herhaling dit wil kom doen vandag. Kom ons kom gee ons lewe vir die Here. Kom lê as ware die houtjies reg voor die Here en sê, Here, hierdie gebed, hierdie is ek wat kom en myself vir U gee. Kom ons bid saam. En so kom ons Here en ons kom gee ons lewe. Ons kom gee alles. En ons sê, Here, vergewe ons sonde asseblief daar waar ons tekort skiet.
daar waar ons sondig, waar ons verkeerd is. En kom deur die Gees, Here, en kom maak ons nuut, maak ons nuwe mense. Ons kom vestig ons volle vertroue op Jesus Christus as ons verlosser. Dankie vir u kosbare liefde vir ons. Dankie dat u daardie liefde so duidelik kom bewys het en eens en vir altyd met ons sonde afgereken het toe Jesus vir ons gesterf het. Dankie Vader dat ons kan kom en kom sê, Here, help ons, maak ons u kinders. Mag u guns en u vrede, u seën, u goedheid, u genade die kenmerk van ons lewe wees. Hou ons veilig by u. Dankie Here dat ons hierdie versekering het, ons kan hierdie dinge bid en dis alles op grond van Jesus Christus, ons Here en wat hy vir ons gedoen het. En daarom kom eer ons u. Ons kom Here en ons kom in nederigheid en ons kom lê ons lewe voor u soos ons aangaan om vir u te leef. Kom Heilige Gees, kom help ons dat ons waarlik God se mense in 'n vyandige wêreld sal wees. God se mense wat so sal leef dat u die eer kry. Amen. Baie dankie, mag jy ervaar dat die Here regtig waar sy goedheid en sy guns uitgiet op jou lewe. Ek wil vir Sean Kutse sê, ek sien jy luister, Sean, baie dankie dat jy vir ons hierdie boodskappe dan op ons YouTube kanaal sit, hoop nogtans, daar so 'n link onder aan hierdie preek waar jy direk so toe kan gaan, en John is besig om vir ons elke week die boodskappe daar te laai. Elkeen van julle wat 'n boodskap share of mooi boodskap los of so, baie dankie, sien dit raak, mag die Here sy goedheid, sy guns, sy vrede ook op jou lewe laat rus.